Hartlike goeiemôre en baie welkom ook by hierdie erediens. My gebed is dat die Here jou sal ontmoet en dat jy sy genade sal ervaar. As eerste beweging, ons aanvangswoord, die woorde van 2 Korintiërs 1 vers 17 en ook so saam die woorde van Psalm 107 vers 1 en 2. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. En daarom is dit ook deur Christus dat ons dit eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder. Ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, genade en vrede van hierdie God, die geloofwaardige getuie, God die Vader wat ons gemaak het en sy Seun wat ons vrygemaak het in sy Gees wat ons nooit alleen sal laat nie. Ons sing en reageer op hierdie groet van die Here deur 'n wonderlike paaslied ook as 'n loflied te sing, lied 417, Jesus ons eer. Staan
Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Wonderlike Here, wanneer ons na U toe kom in hierdie teks vanoggend, so op hierdie Sondag, vra ons dat U woord vir ons duidelik sal word en dat U tot ons harte sal spreek, Here. Dat hierdie teks as ware lewens sal word in ons lewens en dat dit kragtig op ons lewens sal inwerk. Die gemeente en die kinders in die wye wêreld wat ook hierna luister, sê Here, ons U dienaars luister. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend se tema is Jesus ryk na parfuum. En ons gaan so gebeure tref ons aan in die evangeliese aangrypende verhaal, waar hierdie verhaal in al 4 die evangelies voorkom. Ek lees vir ons Johannes 12, vers 1 tot 8. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria die half-liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Aangrypende verhaal. Nou ek weet nie van jou nie, maar reuke is een van daai sterk, omdat daar wetenskaplikes medici sê dat daar nie 'n filter is, dis 'n ou se reuksintuig en daar waar jou geheue geprosesseer word nie. So 'n reuk kondig, as iemand in 'n vertrek instap, kondig 'n reuk iemand se teenwoordigheid as ware aan. Miskien het jy 'n kenmerkende parfuum of 'n reukwater of reukolie wat jy gebruik. Of miskien wanneer jy 'n bepaalde reuk ruik, by my is dit rooibos tee. As ek my rooibos tee drink, dan is ek vir 'n oomblik daar as 'n kleuter of 'n laerskoolkind waar ons op skoolvakansies by my ouma gekuier het en die rooibos het eintlik die heel dag so op die stoof gestaan. En in die blou plastiekbekertjies wat ons die rooibos tee gedrink het saam met lekker scrunchies of koekies wat ouma gebak het. Dis wat rooibos tee my na toe vat en ek is in 'n oomblik daar. Of die reuk van pine gel. As ek pine gel ruik, dan is ek daar in die kombuis van die komine waar ek 'n student was, waar ons self die huis skoon gemaak het. En die goedkoopste skoonmaakmiddel was om 'n drom van hierdie pine gel te koop. Aaklig, as ek daai reuk ruik, dan is ek daar. Daar by die geveg en die stry oor wie moet nou die kombuis skoonmaak of wie moet die badkamers skoonmaak. In die Victoriaanse tyd het reuke, het mense 'n parfuumkenner of parfuummaker gaan sien, hulle het geure en speserye en goeders bymekaar gemeng en 'n spesifieke unieke reukolie vir jou ontwerp, dat niemand anders daardie reuk het as jy nie. En sodat dit so jou teenwoordigheid aankondig en wanneer jy by 'n vertrek aankom. En dit is so dat as ons hierdie verhaal lees van Maria van Betanië, dan speel dit af in Johannes 11 waar hulle besig is om bymekaar te sit om Jesus gevange te neem. Dit speel af teen die agtergrond en die nadraai van Lazarus wat hy uit die dood uit opgewek het
en waar hy weer aan tafel by hierdie gesin is, en hulle word amper noue disippels, hulle word lewens is radikaal beïnvloed en verander deur Christus se teenwoordigheid, en uiteindelik Lazarus wat hy uit die dood uit laat opstaan het, en dan is daar hierdie toneel wat afspeel, van Maria, wat dan sy voete met hierdie reukolie salf. Baie ouens skryf en sê, dit Johannes se plasing van gebeure is baie besonders. In die volgende hoofstuk is hy besig om sy disippels, maak Jesus gereed om sy disippels se voete te was. En het Maria amper iets verstaan, nog voordat Christus dit eintlik bekend gestel het. Dat miskien het Christus aan haar gedink, aan haar offer, en haar toewyding, wanneer hy sy disippels se voete was. Hierdie totale oorgawe van diensbaarheid, die reuk wat hy uiteindelik saam met hom sal dra, wat hom eintlik voorberei en hom dra so in Jerusalem en ook in die week se gebeure wat daar sou volg. Ons sien dan uiteindelik ook hoe Judas die kwessie wat nie 'n kwessie is nie, die kwessie probeer maak, maar eintlik is hy hier besig om die subteks van Judas se vraag of sy beswaar is eintlik dat hy lynreg staan teenoor dit wat Maria besig is om hier te doen. Dat sy hierdie egte duur nardesolie uitgiet. Dat hy van hierdie liefde, as Jesus sy disippels se voete was in Johannes 13, dan was hy ook Judas se voete. Hy was sy eie bedrieër se voete, maar hier alreeds neem Judas nie deel aan hierdie tema nie, maar dat hy eintlik as ware sy rug draai en wegstap op hierdie tema van aanbidding en liefde. Maria verstaan wat dit beteken om deel van om Jesus se kudde te wees. Sy is die eerste prediker amper van die opstanding, skryfgeleerdes. En Martha, Jesus se suster, Maria Magdalena, Jesus se moeder, word die eerste verkondiger van die opstanding wanneer sy by die leë graf kom en dat sy die boodskap verder verkondig en gaan deel met blydskap. Voor Maria van Betanië, Lazarus se suster, die eerste verkondiger word van die kruisiging. Is hierdie amper 'n jaar se dagloon wat dit sou werd wees. 'n Skat, 'n familieskat wat dalk geberre sou word vir 'n neseier. En ons lees dat ons lees net in daar in vers 3, dat hierdie reuk hierdie hele vertrek gevul. Die storie is verskriklik kragtig, want die reuk sou aan sy lyf sit. En dit is moeilik om presiese tydlyne te bepaal, maar in die Markus weergawe van hierdie gebeure, Markus 14, gebeur hierdie gebeure in die aand voordat hy gevange geneem is. En dit is heel onwaarskynlik dat Jesus gebad het of gewas het na daardie gebeur. En as jy jouself vir 'n oomblik in hierdie storie verbeel, dan is daar in Markus 9 'n aangrypende ding wat gebeur. Markus 14 vers 9 klink so: Dit verseker ek julle, oral waar julle die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. Nou reuk sit aan 'n ou se lyf en is 'n kragtige geheue-snelheid. Dit vat jou dadelik terug. As jy 'n reuk ruik, dan vat dit jou terug binne 'n oomblik na daardie gebeurte. As hy dan nou deur waar hy onder Kajafas se huis, waar hy gevange gehou is, Kajafas wat die hoofpriester was in daardie tyd, is amper hierdie donker sel waarin hy gehou was in Johannes weergawe, dan sou hy hierdie reuk in hom gehad het.
En elke keer wanneer hy in die Matteus en Markus weergawe word hierdie olie oor sy hoof uitgegiet. En daar is ook 'n interessante gedagte om te sê maar dat hy is gesalf as koning, maar in Johannes word hy deur hierdie Maria gesalf as die dienende koning, die dienende knegt, dat hy die gestalte, dat sy voete as 'n slaaf salf hy, en dan in Johannes 13 dan gaan neem Christus die gestalte van 'n slaaf aan, deur sy disippels se voete te was. Nou die vraag is waarby ons eintlik wil uitkom, is aan wie sou hy dink as hy daardie Vrydag of met die aanloop as hy sy kruis dra, as hy gegeesel word en hierdie reuk sit aan sy lyf en hy sweet en wanneer hy ou sy liggaam in skok gaan, dan sweet jy en stel hierdie reuke vry. Aan wie sou hy dink, vir wie vat hy die houe? As hy uiteindelik daar teen die kruis neergelê word en opgehuis word in die son en hy ruik hierdie reukolie wat sy hele lyf deurtrek is, vul sy binne sy neus en dit is hier die dominante verhaal wat hy beleef. Aan wie sou dit hom herinner? Die parfuum wat die vrou uitgiet, maak hom heilig. En dit is amper hierdie heiligheid van God wat besig is om die hele aarde te deurweek. Jesus se kenteken reuk. En dan hoor ek en jy dat die reuk van hierdie nardesolie wat hierdie vrou uitgiet, is die reuk wat die aarde deurweek. En as ons sê Jesus ruik soos parfuum, dan ruik hy soos hierdie vrou wat haar hele lewe, alles wat sy het, uitgestort het. Dit is hierdie feit dat Christus ook moes sterf, hierdie onbetaalbare dieroffer, wat sy nooit sou kon bring nie, wat ons nooit kon bring nie. Dit was haar en my en jou reuk. Hy het vir ons gesterf. En as ek en jy hierdie boodskap hoor, vra ons, as ons Maria van Betanië se lewe sien, dat sy hierdie oordadige aanbiddingsdaad bring, omdat Christus ook alles geoffer het. Wat kan ek en jy bring as ons na Johannes 12 luister, as ons onsself so gereed maak vir die week wat vir ons wag, wat voorlê? Dan is dit juist dit, om te sê, Here, maar ek bring my hele lewe, ek verbind my en ek neem eintlik u pad van dienskneg, salf my ook tot dienskneg, sodat ek so hierdie geur in die wêreld agterlaat. Dis die wonderlike ding van 'n geur. Hy groet jou, dis die eerste ding wat jou tref, maar hy bly ook vir 'n ruk, nadat die persoon lankal gery het of nie meer in jou vertrek was of by jou was nie, dan ruik is daar die parfuumgeur nog daar. En ons is hierdie parfuum met verskillende note. Pierre Du Plessis, 'n vriend van my, skryf gereeld, praat gereeld hieroor en hy het 'n boekie geskryf, Jesus ruik na mirre en stof. En hy het so 'n hoofstuk wat alles wat ek hier vandag met julle deel, wat hy dit mooi in diepte beskryf. En dis 'n ryk skat, dankie daarvoor, Pierre. Is dat die geur wat ek en jy agterlaat, is die geur van Christus se diensbare liefde. En mag dit wees wat ek en jy bring. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir hierdie teks, dankie vir hierdie woord, en Here, wil U hierdie teks in ons harte kom vasmaak. Mag ons lewens bring vir U. Dit bid ons as U kinders. Amen. Ons sluit ons saamwees hier af deur 'n wonderlike lied, In U is vreugde, lied 492, saam te sing.
ontvang dan nou ook so die seën van die Here en gaan leef in sy liefde. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.